Familie, julle sal sien, ek het weer vandag in my vrou se kombuis rondgekrap. Maar voordat ons daar kom, wil ek graag saam met julle 'n fotumteks lees. En ek dink hierdie teks bou baie mooi op ons fokusteks wat ons dan nou gaan saam lees uit Johannes uit. Maar hierdie fotumteks kom uit 1 Johannes hoofstuk 4. 1 Johannes hoofstuk 4, jy is welkom om saam met my te lees. 1 Johannes hoofstuk 4, hy is amper daar aan die einde van die Bybel. As jy daar by Openbaring oopmaak en jy blaai net so 2 boeke terug, 1 Johannes hoofstuk 4. Ek lees vanaf vers 7. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Belangrik, elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Ek beweeg dan oor na vers 16 toe. Tweede gedeelte. God is liefde. Wie in liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Waar liefde is, daar is geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees. Want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. En dan baie belangrik vers 19, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Nou, familie, terwyl julle oopmaak by Johannes hoofstuk 14, gaan ons fokusteks wees. Wil ek sommer bietjie uitbrei op hierdie beeld wat ek nou vandag saamgebring het. Kinders, ek gaan julle nou nie vandag vorentoe roep nie, want dan luister die ouers weer nie. So ek gaan vra dat julle almal sommer daar waar julle sit, sommer bietjie na hierdie beeld kyk. So as ons hierdie pakkie sien, pakkie springmielies of popcorn, dan raak ons gewoonlik baie opgewonde, want dit beteken ons nou 'n lekker fliek kyk, of dit gaan nou net 'n lekker atmosfeer wees. Maar die ding van hierdie pakkie, is hoewel hierdie 'n pakkie springmielies is, het dit nog nie regtig sy doel volkome bereik nie. Ek kan nie nou hierdie pakkie oopmaak en dit eet nie. Daar moet iets met hierdie pakkie gebeur. Anders lyk hy maar altyd net so. En nou wil ek vir julle vra, as ons nou praat oor die tema om vir God lief te wees en God wat vir ons lief is daar van julle wat soms bietjie min en dun voel? Is bietjie ver van die Here af voel. Ek doen wat die Here vir my vra, maar ek sukkel bietjie om werklik te verwoord hoe lief ek die Here het en of ek die Here werklik lief het. En daai klink nou 'n bietjie hard om te sê, het ek die Here werklik lief?
En ons gaan nou verder daaroor uitbrei. Maar miskien voel ons soms soos hierdie pakkie. Ek weet ek het die Here lief, maar asseblief moet my nog nie nou oopmaak nie. Moet my nog nie nou daaroor vra nie. Ek is bietjie min. Ek is nog nie waar ek moet wees nie. En ons sien dan 'n interessante ding in die teks wat ons ook vanmôre gaan lees, is dat die Here roep kinders van hom en sê, bly in my. Bly in my liefde. En terwyl hy sy ding doen, terwyl ons in die Here bly, gebeur daar iets met ons. En let wel, die Here roep ons nie, wanneer ons minder voel, en hoor jy gaan doen gou so 10 dade, en dan gaan jy beter voel nie. Of doen gou 'n bietjie introspeksie, en dan gaan jy beter voel nie. Die Here roep ons om in hom te bly, om in sy liefde te bly. Hoekom? Want uit onsself uit, kan ons nie 'n liefde vir God kweek nie. Dit is nie 'n wêreldse produk nie. Dit is nie gemaak in Taiwan of in China nie. Die liefde wat ons vir God het, is die liefde wat hy vir ons kom gee en vir ons kom wys. En daarom sê die woord dat hy wat nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God self is liefde in wese. Nou ek wil graag hê dat ons so lank oopmaak by Johannes hoofstuk 14 en ek skets vir julle die atmosfeer waarbinne hierdie teks afspeel. En Johannes is lief vir atmosfeer. Hy is lief vir beelde en simbole. Simbole van brood, simbole van water, simbole van wyn, lig en donker. Want Johannes is seker so 'n bietjie soos ek. Hy het 'n prentjie nodig om te onthou waaroor dit gaan. En so help hy vir ons deur om dit in te kleur, dat ons moet regtig besef waaroor gaan dit. Waarmee is die woord van die Here vandag besig in my en in jou lewe? Nou as jy terugblaai na Johannes hoofstuk 13 toe, dan sien julle die opskrif van daai teks is Jesus was die voete van sy disippels. En ek wil vir julle net hierdie eerste gedeelte lees, die eerste vers. Hy lees as volg van Johannes hoofstuk 13. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader toe te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus is bewus dat sy tyd naby is. Jesus is bewus dat die kruisiging, sy dood voorlê. En daarom voor die Paasfeesvieringe sit hy en sy disippels aan tafel. En hier was hy sy disippels se voete. Hy was hulle voete as 'n teken dat slegs deur hom, slegs as hulle gewas word met hom, kan hulle die koninkryk van God beerwe. Nou dink net aan hierdie atmosfeer. Sit aan 'n tafel, almal is lekker jolig en gesels en kuier. Maar Jesus is in hierdie atmosfeer van dis die laastes. En my disippels besef dit dalk nie. Hy was hulle voete en daar aan tafel. Hulle wonder wat gaan nou aan. Sê Jesus, een van julle gaan my verraai. Julle, mens kan dink dat jy 'n spel sal hoor val. En so vra hulle maar, Here, wie is dit? En die Here sê, die een vir wie ek die brood gee om te eet. En Jesus vat die brood en hy druk dit in die sous en hy gee dit vir Judas. Kan jy daai stilte dink? Kan mos nie wees nie.
En net daar sê Jesus vir Judas, nadat die bose een klaar met Judas begin werk het, dit wat jy wil doen, gaan en doen dit vinnig. Sy disippels besef nie waaroor dit gaan nie. Hulle dink, hy stuur seker vir Judas om iets te gaan koop. Of hy stuur seker vir Judas om die armes te gaan help, kos te gaan afgee. Hy het tog immers die beursie gedra. En daarna deel hy met hulle dat sy heen gaan naby is. Baie, baie naby is. Petrus, hy verstaan nie wat hier aangaan nie. Hy wil die Here keer en sê, Here, maar ek sal my lewe aflê vir U. Moenie bang wees nie, ek gaan saam. En die Here deel met hom, Petrus selfs, jy gaan my verloon. En dan kom dit by hoofstuk 14. En nou kan julle dink, binne hierdie amper gespanne, somber atmosfeer, begin Jesus om van sy laaste woorde met die disippels te deel. Nou in 'n leeftyd praat ons baie met mekaar, heeltyd. Ons hou daarvan om lekker te gesels, sommiges meer as ander. Maar in daai laaste uur, of daai laaste dag, soos weet ons tyd het nader gekom, sterfbed situasie, dan lyk die gesprekke anders. Die gewig van elke woord is soveel swaarder as normaalweg. En dan praat Jesus met hulle, en ek lees eers vir julle die hele gedeelte deur, en daarna gaan ons in diepte kyk, wat is Jesus besig om aan hulle te kommunikeer. Ons lees vanaf vers 15. Johannes 14 vanaf vers 15. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie, en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe, en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal die Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en my aan hom openbaar. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe kom dit dan, dat U aan ons gaan openbaar, en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woon. Wie my nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie, en die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Ons lees net tot daar. Wat ons oplet met hierdie teks, is hoe Jesus dieselfde goed oor en oor en oor herhaal. Nou die van julle wat dalk al 'n Bybelskool deurloop het of 'n Veritas kursus deurloop het, ons sê altyd vir mekaar, kyk vir patrone wat herhaal. En ons sien hierso vers 15, as julle my liefhet, ... En dan vers 21, wie my opdragte het en dit uitvoer, dis hy wat my liefhet, ... En dan vers 23, dieselfde, as iemand my liefhet, ... Jesus maak dit so duidelik soos daglig. Maar wat beteken dit?
Kom ons begin saam en ons kyk na vers 15. As julle my liefhet. As julle my liefhet. Nou hierdie is 'n interessante woordjie wat gebruik word, as julle my liefhet. Jesus sê beslis nie omdat julle my liefhet nie, vanweë julle liefde vir my nie, maar as julle my liefhet. En dis amper asof Jesus die vraag vra, maar het julle my lief? En dis nou hier waar ons self in die teks in moet klim. Jy moet vra, maar het ons die Here lief? En hierdie vraag vra ons bitter min vir mekaar. Hoekom? Want is dit nie vanselfsprekend nie? Ons sit tog hier in die kerk Sondag. Ons sing tog saam die liedjies, ons het darm 'n Bybel op die boekrak. Hoe is dit dat ons mekaar moet vra of ons nou lief is vir die Here? Dis tog logies, is dit nie? Maar dan sê die Here, as dit so is, as dit is dat jy my liefhet, en in jou hart kan jy self die antwoord gee, ja Here, ek het U werklik lief, sal julle my opdragte uitvoer. En hoor mooi, Jesus sê nie, dan moet julle my opdragte uitvoer nie. As jy my liefhet en jy sê ek het U werklik lief, dan moet jy my opdragte uitvoer nie. Maar as jy my liefhet, sal jy dit uitvoer. Dit is 'n baie belangrike klemverskywing. As jy my liefhet en in my bly, dan gaan jy anders lyk as voorheen. Hierdie ou pakkie springmielies voordat ons hom ingesit het, is ook soos baie van ons wat sê, maar ek het die Here lief. Ek is min en dun, maar ek het die Here lief. Dis goed en wel, maar ons sien nie die vrug daarvan nie. Ons sien nie dat iets gebeur het nie, of dat jy anders lyk nie. En so word ons uitgedaag om die toets te doen. As ek sê dat ek die Here werklik liefhet, elkeen van julle antwoord in julle eie hart, kan dit bevestig word deur hoe ek leef? Sou jou pakkie oopgemaak word, wat gaan ons hier binne kry? Gaan ons hierdie springmielies kry, lekker geurig, lekker warm? Of gaan die man net pitte in wees? Here, ek het U lief, maar nou nie op hierdie vlak nie. Dis nie beskore vir my nie, dis vir ander mense. Ek's 'n kind van die Here wat lief is vir God, maar ek is nie praktiserend nie. Of word jy ook 'n seën vir ander? Word jou liefde vir ander ook sigbaar? Beleef ons ook die warmte in jou lewe? Ons Here Jesus vra eintlik die vraag, dat as jy sê jou wortels lê by my, dan sal jou vrug mos die vrug van die Gees oplewer. Dis mos wat daar sal wees. En dit is nou 'n interessante ding van rabbies, leermeesters aan die Bybel. Jesus self was mos 'n rabbi. Hulle sê goed wat jou laat dink. So net so goed, jou kindjie kom by die huis aan, die juffrou het gebel en hy was mos nou so bietjie stout vandag, nou nie lekker geluister vir die juffrou nie. En ma en pa vra, jy's mos 'n soet seun wat gehoorsaam is. Daai blote stelling word 'n vraag. En dit gaan baie diep in, dat ons eintlik moet introspeksie doen, is dit so? En so sê vra die Here ook vanmôre, as jy my liefhet, Walter, as hom vir my liefhet, dan sal die vrug mos daar wees. Is dit nie so nie? Ek het U gevra om in die harte daai eerste vraag te antwoord, het jy werklik die Here lief? Maar nou antwoord die tweede vraag, eerlik. Eerlik vir jouself. Wys my vrugte, wys my lewe,
dat ek lief is vir God? Is dit slegs lippetaal? Is dit klanke wat ek met my mond en met my tong kan maak? Of gaan dit oor in iets anders? Word dit sigbaar? Word dit tasbaar? En nou kan ons vir mekaar sê, en ons het al bietjie hieroor gepraat, maar is dit dan nou nie 'n voorwaardelike liefde van God nie? Amper 'n tipe van 'n manipulasie. 'n transaksionele liefde. Ek sal vir jou lief wees, maar dan moet jy iets vir my doen. Of solank jy vir my iets gee, dan kan jy liefde kry. Wat ons nie hier lees nie, is ek is vir jou lief, solank jou vrugte my vrugte is, die vrugte van die Gees is. Ons lees nie dit nie. Wat ons wel lees is, as jy sê jy is lief vir my, dan sal ek dit graag wil sien. Dan sal ek wil sien hoe lyk dit. Wys dit vir my. Dat laat ons bietjie dink of ons net dalk vir Jesus lief is in sekere kompartemente van ons lewens nie. Here, ons is vir U so lief in hierdie kerkgebou. Ons sing uit volle bors, met ons hele hart sing ons. Here, ons is vir U so lief, as ons om die tafel sit en ons hou vas hande van ons familie en ons vriende en ons bid saam vir hierdie lekker maaltyd. Ons is vir U so lief, Here. Wanneer dit sleg gaan en die Here voorsien, o Here, ons is vir U lief, U voorsienigheid is te wonderlik. Maar Here, Vrydag en Saterdag kan ek nie vir U lief wees nie. Ek kan nie. Want U liefde vereis dat dit sigbaar word, en ek kan dit nie sigbaar uitleef Vrydag en Saterdag nie. So ek is vir U lief Maandag tot Donderdag, en dan vat ek 'n breek, en dan Sondag is ek weer vir U lief. En ek sien van julle lag, maar dis hoe belaglik soos wat dit is. Dink gou aan 'n huwelik self. Ek is lief my vrou Maandag tot Donderdag, maar ek kan nie beloof Vrydag en Saterdag nie. Sondag dan kan ons weer na kerk lekker ete en ons kan weer lief wees vir mekaar. Ons moet versigtig wees en waak daarteen dat ons nie liefde vir God voorwaardelik maak nie. Daar val die appelkarretjie nou net mooi om. Ek sal vir U lief wees op my terme. En ek sal vir U lief wees solank U woord my nie konfronteer nie. Ek sal U lief wees solank U woord nie hoe ek wil leef aanspreek nie. Want Here, hier so 5-6 areas in my lewe waar ek nie wil hê U moet aanraak nie. Los dit daar uit. Maar die ander areas, Here, ek beloof, daar sal ek U dien en vir U lief wees. Die Here sê vir ons, as julle my liefhet, by implikasie neem 'n doelbewuste besluit, sal jy my opdragte uitvoer, sal jy anders leef, sal jy anders lyk. En nou moet ons mekaar sê, maar hoe kry ons dit reg? Want om lief te wees is nie so maklik nie. Dit is werklik nie maklik om lief te wees nie. As ek nou na iemand wys en sê, jy moet daai persoon lief wees, ek kan dalk van die persoon probeer hou, maar om lief te wees, dis iets anders. En is dalk maklik om lief te wees vir iemand saam met wie jy kan gaan koffie drink en tyd spandeer en fisies sien, hoe moet ek vir God so lief wees? En ek moet vir julle eerlik sê, in voorbereiding van hierdie diens, het ek kort gestop en vir myself gevra, maar is ek regtig lief vir die Here? Of gebruik ek hom net? Is ek lief vir sy voorsienigheid? Pas dit my? Of is ek lief vir hom as God? Hoe kry ek dit reg? Hoe moet 'n mens, 'n skepsel, leer om vir God lief te wees? Nou dit is waar ons dikwels die fout maak. Almal van ons. Ons hoor ons moet vir God lief wees. En dan dink ons, goed, ek moet vir God lief wees, so waar ek gaan begin is, ek gaan nou by die sopkombuis gaan werk,
en ek gaan nou by 'n Bybelstudie aansluit, en ek gaan nou my kollekte bietjie opstoot, en ek gaan nou maar vir die armes uitdeel, en ek gaan 'n broodjie vat, en as ek sien iemand is honger, vir hom gaan gee. Want as ek nou die 5, 6, 7 goed gedoen het, dan het ek vir God gewys, Here, kyk, ek is lief vir U. Maar let wel op die volgorde. God sê nie, dat as jy my opdragte uitvoer, dan is jy vir my lief nie. Nee. Maar as jy vir my lief het, dan sal jy my opdragte uitvoer. Daar is nie 'n ander manier om daarin te kom nie. Ons kan nie aanhou om die regte goed te doen en dan lief te word vir God nie. Fake it till you make it. Ons kan nie dit doen nie. Ons moet liefde kry vir God by God self. Want uit onsself kan ons nie liefde genereer nie. Ons kan nie ware liefde genereer nie. Die liefde wat ons in onsself genereer, is hierdie besoedelde liefde. Wat gaan jy vir my gee? Gee vir my ietsie en dan gee ek vir jou iets terug. Die liefde wat hierdie wêreld vir ons leer, julle, dis nie liefde nie. Dit is sulke groot skande, dat daar in 1 Johannes 4 duidelik gesê moet word, wat is ware liefde, werklike liefde? Want die woordjie liefde wat ons gebruik is al so besoedel en so vrot, deur hierdie wêreldse invloede en wat dit beteken. Manipulasie liefde, kompromie liefde, transaksionele liefde, weegskaal liefde. Werklike liefde is opofferende liefde. En daarom het ons as fotum 1 Johannes hoofstuk 4 gelees, waar daar duidelik gestel word dat werklike liefde, as jy soek na werklike liefde, gaan kyk na God wat dit openbaar, deurdat hy sy seun gegee het in my en jou plek, sodat ons die lewe in oorvloed kan hê, verlossing kan kry. Ek lees so 'n tydjie terug 'n interessante ding, ek dink dit was nog gedurende hierdie John Stott reeks wat ons aangebied het, dat God het nie vir ons lief geraak, omdat hy vir ons aan die kruis gesterf het nie. God was vir ons so lief, dat hy vir ons aan die kruis gesterf het. Hoor julle, opofferende liefde, liefde vir mense, wat niks kan teruggee nie. Wanneer ons ter harte neem, dat God ons eerste lief gehad het, en daarom kan ons lief hê. Ons lief is, omdat God eerste lief gehad het, dan begin ons om vir God lief te hê, deur om in God se liefde self in te klim. Hoe lyk dit prakties? Dit lyk prakties soos iets soos die volgende. Here, eerlike gesprek, ek weet nie of ek U liefhet nie. Ek weet nie. Want ek kom agter, as dit goed gaan, dan is ek ver van U af. As dit sleg gaan, dan, ek is vir U so lief, Here, voorsien tog net, gee tog net, maak die sluise oop. Ek weet nie of ek vir U met werklike, ware, suiwer liefde liefhet nie. Maar ek weet U self is die bron van liefde. Nie van hierdie wêreld nie, werklike liefde. En daarom, Here, wil ek leer van U liefde vir my. Here, ek wil leer wat dit U gekos het om U seun te gee vir my. Ek wil leer wat U gedoen het om vir my die verlossing te bewerkstellig. Ek klim in U liefde in, ek bly in God. Want daar gebeur 'n baie interessante ding as ons dit doen. Die geheim, die ontknoping vind plaas nie wanneer ons verstaan hoe swaar of duur die prys was wat God betaal het om ons vry te koop nie. Maar wanneer ons die hart agter die een wat vrykoop leer ken, dan gebeur daar iets, 'n reaksie. Ons liefde vir God is nooit 'n inisiatief nie,
Nooit nie. Dis onmoontlik, dit kan nie. Ons liefde vir God is nooit 'n eerste tree nie. Ons liefde vir God is nooit proaktief nie. Nooit. Ons liefde vir God is 'n reaksie op God wat eerste lief gehad het. In hierdie proses om God se hart te leer ken, en ons in hom is, gebeur daar iets met onsself, met ons wat eers min en dun was. Here, ek weet nie reg of ek vir u lief is nie. Ek sê dit so maklik, want dit is taal wat vir my geleer is om te sê, maar ek weet nie. Gebeur daar iets, hierdie pitte begin skiet, want ons ontdek die warmte van die Vader se hart. En soos ons sy liefde leer ken, bewerk hy sy liefde in ons harte. En dan kry ons daai moment wat ons die hande wil opgooi en sê, Here, ek het u werklik lief, want ek het u ontdek. U het u self in my geopenbaar. As jy honger is, as jy min en dun gesaai is, want jy weet nie of jy werklik vir God lief het nie. Jy sien nie vrug in jou eie lewe raak nie. Moenie in jouself begin werk nie. Die 12 stappe of 7 stappe of 10 stappe tot 'n beter mens gaan nie werk nie. Klim in die Here in. Leef in hom. Wees in Christus soos hy in die Vader is en die Vader in jou is en hy in die Vader is. Hoor julle daai verweefde prentjie wat gekry word? Daai eenheid, wees in hom, want daar gebeur die wonderwerk. Daar word die liefde gekweek. Daar is waar iets nuuts begin. Is jy honger genoeg vanmôre om toe te laat dat God iets nuuts in jou begin? Is jy gereed dat God jou hart stroom en spoel met sy liefde? Ek lees vir julle die volgende vers 16. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Jesus sê hierdie dinge, as julle my liefhet, dan sal julle my opdragte nakom, of doen wat ek sê, gehoorsaam wees. Liefde en gehoorsaamheid loop hand aan hand, parallel met mekaar. As iemand vir wie ek baie lief is, van my sê, ek hou niks daarvan, as jy X, Y en Z doen nie. Ek is nie perfek nie, en soms gaan ek dit doen, en ek gaan sleg voel daaroor, maar ek gaan my allerbes probeer om dit nie te doen nie. Hoekom? Want liefde en gehoorsaamheid loop saam met mekaar. En daarom, as ons vir God werklik liefhet, werklik liefhet, met 'n liefde wat ons in homself ontdek het, wat vir ons gegee is, wil ek anders leef. Maar hier is die ding, ons kan maklik nou hier vanmôre sê, dit is dalk bietjie te moeilik. Ons hoor al hierdie dinge, maar daar's baie stemme, daar's baie opinies, dis moeilik. My lewe is eintlik lekker. Ek lewe ver van die Here af. Ek weet nie regtig of ek vir hom lief is of nie, maar ek het 'n goeie lewe. Dit gaan goed. Familie is gelukkig, werk is gelukkig, bank is gelukkig, alles gaan goed. Die Here sê vir ons dat hy besef hoe moeilik dit is. Omdat hierdie wêreld ons oë al so geïnfekteer het dat ons nie meer kan sien nie. En daarom stuur hy vir ons sy voorspraak, die Heilige Gees. Nou is wonderlik, as jy die 2020 vertaling het, gaan lees bietjie. Kyk ook na die letterlike vertaling. En dan sien ons dat hierdie een wat hy stuur, word duidelik met hoofletters hy geskryf. Hoekom is dit belangrik? Want die Here het nie vir ons 'n spookie gestuur nie. 'n Skaduwee van homself. Een wat maar nou so saamgaan en jy weet maar 'n ou invloed is en so saggies van die kant af probeer om ons te
te lys, bly tog nou maar op hierdie pad, het nie regtig enige krag of gesag nie. Is maar hou hierdie engeltjie op jou skouer nie. Nee. Ons het een God, 3 persone, Vader, Seun, Heilige Gees, 3 eenheid. En hy stuur die Heilige Gees, God self, om in ons te woon en ons te help en te lei. Die goeie herder is in ons, by ons, om ons, onder ons, bo ons, langs ons, voor ons, agter ons. Hy los ons nie en hy lei ons. Hy help ons hiermee. En nou vra ons dalk vir mekaar, maar hoekom is dit dan nog steeds so moeilik? As hy hierso by ons is, in ons is en ons lei en elke dag met ons praat, hoekom is dit steeds moeilik om vrug te dra wat vir God eer? Om vir God lief te wees? Want jy sien, ons het te veel ore. Dis die probleem. Ons luister na al wat 'n stem is. En ja, natuurlik luister ons na die stemme van die bose en van die wêreld, maar ongelukkig luister ons ook na ons eie stem. Ag, môre kan jy dit doen. Jy hoef nou nie vandag nie. Daar's nog baie tyd. Jy's nog so jonk. Eendag kan jy jou lewe oorgee aan die Here en eendag kan jy vir hom lief wees met alles in jou. Maar daar's nou eers klomp ander goed om op te fokus. Jy wil dan eendag 'n goeie prokureur wees of 'n goeie besigheidsman. So investeer maar nog net so 'n paar jaartjies hierin. Ons Here praat nie sagter nie. Ons kies net om nie meer te luister nie. Het jy al daai belewenis gehad? Nou wil ek hê julle moet mooi dink. Nou jy stap verby iemand. Jy's nou op pad en jy stap verby iemand en jy klim in jou kar in. En in daai moment, het jy net hierdie belewenis, onbeskryflik. Ek moes vir daai ou gebid het. Ek moes daai tannie gehelp het. En dis iets wat so kou hier in jou hart. Het jy al so iets beleef? Daai belewenis van, sien daar soos nou 'n kindjie wat huil of iets en ek stap verby en ek moes eintlik teruggedraai het. Ooms en tannies, familie, vriende, jong mense, kinders, kan jy jou indink as ons doelbewus kies om te reageer op daai stem? As ons doelbewus kies om die ander stemme stil te maak. Want wat is die volgende stem wat opduik, onmiddellik nadat ons hierdie stemmetjie hoor? Vrees. Wat gaan die mense dink? Wat is die oom vir my lag? Wat as die tannie sê ek is vreemd, ek moet aanloop? Vrees. Wat as ons kies vandag om mooi en sensitief te luister na die stem van die Heilige Gees wat saam met ons gaan? Dieselfde Gees wat vir Christus uit die dood uit opgewek het, dieselfde krag wat in ons is. As ons hom nie meer hoor nie, hoe verlore is ons nie? Het jy die Here werklik lief met alles in jou? Judas vra vir Jesus 'n baie goeie vraag. En dis nou nie Judas Iskariot nie. Hy vra vir Jesus die volgende: Here, hoe kom dit dat U aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? Here, hoe kom dit dat U sigbaar gaan maak aan ons, maar nie aan die wêreld nie? Dit maak ons nou nie sin nie. En hier dink hy waarskynlik nou aan hierdie fisiese verskyning. Jesus wat sy kinders nie alleen los nie as weeskinders los nie, maar gaan verskyn, in hulle gaan woon, in hulle gaan wees. Here, die wêreld gaan dit mos nou sien. So dit maak nou nie lekker sin nie. Hoe gaan net ons dit sien, maar die wêreld gaan nie sien nie? Gaan U deurskynend wees? Gaan ons spesiale brille moet dra? Ons verstaan nie. En dan sê Jesus die volgende. Jesus antwoord hom: as iemand my liefhet, en hier herhaal hy dit weer, as iemand my liefhet,
sal hy my woorde ter harte neem. En my Vader sal hom lief hê. En ons, hoor julle die taal van die drie eenheid? En ons sal na hom toe kom en by hom woon. Daar kom 'n innerlike verandering. Daai innerlike verandering is 'n Joshua wat sê dat ek en my gesin, ons sal die Here dien. Daai innerlike verandering is Paulus wat in die tronk is en uitroep, wees bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Daai innerlike verandering is oom en tannie, jong mense, studente, kinders wat hier vanmôre sit en sê afgesien van wat hierdie wêreld dink of sê of doen of aanbeveel, ek wil die Here dien, ek wil vir hom lief wees. En hoewel hierdie wêreld nie noodwendig verander nie, verander ons in hierdie wêreld, omdat God in ons kom woon, in ons werk, sy liefde aan ons openbaar, en as 'n reaksie, 'n onwillekeurige reaksie op God se liefde, begin ons ontdek wat dit is om vir God lief te hê. Familie, vriende, die uitdaging vir die week. Maak vir julle lekker koffie, of steek vir jou 'n kersie aan, en vra vir jouself hierdie eerlike, opregte vraag. Is ek met alles in my hart, my siel, my verstand, lief vir God? Dit is 'n ernstige en opregte vraag. Is ek vir hom lief, of gebruik ek hom? Toets jou vrugte. As iemand my volg, as iemand na my kyk, kom hulle by Christus uit, omdat met my hele wese is ek aangetrokke tot hom. Ek kan myself nie keer om nie oor te loop van Jesus nie, van die Gees wat in my woon nie. Is dit werklik so? En as dit gebeur, dat daar vraagtekens by jou opduik. Here, vir jare lank het ek gesê ek is lief vir U, maar ek sien dit nie in my lewe nie. Of Here, vir jare lank het mense vir my hierdie woorde geleer, sê jy's lief vir Jesus, sê jy's lief vir Jesus, maar dit het nie vlam gevat in my hart nie. Niks het verander nie. Ek is soos daai pakkie popcorn voordat hy geskiet is. Ek is so plat, min en dun. Nooi God jou uit, vandag, nou alreeds, om in hom in te klim, in hom te wees, en die liefde wat hy het, en wat hy is, en wat hy bewys het, te ontdek. En dan kweek ons 'n liefde vir God. Gaan jy die uitnodiging aanvaar, of gaan jy nie? Gaan ons die knie buig, sê Here, ons weet nie wat liefde is nie, ons het nodig dat U dit vir ons leer, of gaan ons rebelleer? Ons het dit nie nodig nie. Ons gaan vir onsself 'n naam maak, ons gaan ons eie paadjie stap. Ek wil vra dat U die oë sal sluit op hierdie punt, en ek wil U graag weer lei in gebed. Terwyl die oë toe is, wil ek vra dat jy insien, hoe jy weer by daai einste plek is, waar jy vanoggend was. Of dit nou langs die see is, of dit op 'n bankie is in 'n tuin, daai spesiale plek, die ontmoetingsplek tussen jou en God. En beleef hoe die Here vir jou vandag hierdie vraag vra. Op jou naam.
Het jy my werklik lief? Here Jesus, bron van liefde. Here, ons is verleë, as ons dikwels moet antwoord, Here, dat ons nie vir U lief het, soos ons vir U behoort lief te hê nie. Here, ons is verleë as ons moet erken dat U goedheid en U voorsienigheid somtyds dit is waarna ons liefde koppel, maar nie aan U self nie. Here, ons ken nie altyd die liefde waarmee ons vir U moet lief hê nie. Maar U woord bevestig ook dat U los ons nie as weeskinders nie. Here, U stuur die Gees wat ons intrek in die Vader se hart in en vir ons wys wat werklike liefde is. Here, ons vra, leer vir ons om vir U lief te wees. Help ons om te staak by al ons ander pogings en inisiatiewe om vir U tevrede te stel. En Here, laat ons reageer vandag as U U liefde aan ons openbaar deur U Seun. Here, ek bid dat U in besonder by elkeen sal wees wat hierdie week hiermee gaan worstel. Geef hulle duidelikheid en sekerheid. Here, as U U liefde vandag aan ons openbaar, maak ons gees gewillig om te reageer. Ons bid dit en ons vra dit in U naam. Amen.